my beliefs, or will I turn around and run? Well, let the whole world hear me say, I'm unashamed of the gospel of Jesus Christ and the truth that changed my life. For the name above all names, I'm unashamed, and I will live my faith out loud. Take a stand and stand my ground for the one who took my shame. I'm unashamed. Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror, 'cause I get better looking each day. To know me is to love me. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. Daar sy. Goeiemôre. Hou julle van my liedjie vir julle? Wie ken hierdie liedjie? Natuurlik ken ons hierdie liedjie, nee. Oh Lord, it's hard to be humble, to be perfect in every way. Dis so moeilik om in die spieël te kyk en hierdie beautiful gesig mis te kyk, nee. So jy ken hierdie song en ek is bly julle ken hom. So hou julle van my song? Hou julle van hom? Ja, hoor nou beskeie is ons nie. Ja. So as hy oor die radio kom, dan sing jy saam, nee. So ons lag vir hierdie song want dit is 'n bietjie belaglike lirieke wat hierdie ou geskryf het. Maar ek dink ons lag ook want dit is nou nogals nie te ver van die waarheid af nie, nee. En almal van ons wat eerlik is met onsself vandag sal weet dat hierdie woorde wat hierdie ou sing is iets wat ons maar partykeer half in ons hart dink en nie eintlik sê nie. Ons sê vir onsself, Here, ek is so lief vir U, maar o, ek is so lief vir my. Here, ek is so dit is my so belangrik dat U die remote van my lewe sal vat, solank ek vir U kan sê wat se knoppies om te druk. Here, ek wil so graag U wil vir my lewe hê, maar solank dit net align met my wil vir my lewe, dan is dit fyn, hè. So hierdie ou sing, hierdie ou gebruik woorde wat ons nie regtig hardop sal sê nie. En hierdie gesindheid binne in ons, wat hierdie woorde vir onsself sê, word gedryf deur my en jou se grootste vyand. En daardie grootste vyand van ons, het ons laasweek vir mekaar gesê, is nie iemand wat hier sit nie, is nie iemand wat voor of agter of langs jou sit nie. Dit is nie iemand wat by jou werk is of by jou huis is nie. Daai grootste vyand waarvan ons vandag hier praat, is iemand wat binne in jou is. Hy dra jou klere, hy sit op jou stoel vandag. En laas week het ons vir daai grootste vyand 'n naam gegee. Kan iemand onthou wat hierdie grootste vyand binne in jou se naam is? Enig iemand? Trots, nee. En die Bybel noem hom somme hoogmoed. So ons is in die tweede deel van ons reeks, ons 3-week reeks. So ons praat vir 3 weke oor hoogmoed. How exciting. En ons is in die tweede deel vandag en ek dankie vir almal se terugvoer hierdie week. Daar's soveel mense wat vir my gesê het, "Jesus Dawie, dankie, dit het met my gepraat, dit het in my lewe ingespreek laasweek en dit het vir my baie beteken." En as jy vandag die eerste keer hier is, asseblief, ek wil jou nooi gaan kyk laasweek se boodskap op YouTube. Gaan kyk dit op ons aanlyn platform. Ek dink dit is so belangrik om dit in jou lewe te hê ook, nee. So dalk sê wel, ek dink nie ek het nog 'n boodskap oor hoogmoed nodig nie. Dink nie ek gaan dit gaan kyk nie. En dis okay, ek dink dis fyn. As jy so dink vandag, kan ek vir jou sê, jou vrou dink jy moet dit gaan kyk. Jou baas dink jy moet dit gaan kyk. Jou kinders dink jy moet dit gaan kyk. Okay, so gaan kyk dit asseblief. Dis op ons YouTube platform en ek is so dankbaar vir elke een wat daar ook is. En dan vir almal van julle wat heidaglik op YouTube is en ingeskakel is op hierdie diens aanlyn. Julle is ook so welkom en ek hoop julle het ook die liedjie geniet daar waar julle sit en dat jy nie carried away gaan raak en om verder luister of so iets nie, nee. Maar hierdie reeks gaan basically daaroor, hierdie mini reeksie gaan basically daaroor dat ons trots en hoogmoed in ons lewens wil identifiseer. Want dit is baie keer gemasker, nee. Baie keer word dit, soos laasweek gesê het, baie keer word dit half bietjie weggesteek, dit word toegesmeer, nee, en dit manifesteer as klomp verskillende goed. Maar die hart van daai dinge is eintlik hoogmoed, nee. So ons wil hoogmoed in ons lewens identifiseer of trots. Wat ons wil doen is, ons wil hierdie trots in ons lewens ontmasker, ons wil die maskers afhaal en dit sien vir wat dit regtig is.
En ons wil hierdie hoogmoed wat in ons lewe is, en hierdie trots wat in ons lewe is, wil ons doodmaak. Ons wil nie hê dit moet verder lewe nie. Hoekom het ons mekaar laasweek gesê, moet jy trots en hoogmoed in jou lewe doodmaak? Hoekom? Want anders gaan dit jou doodmaak. Dit gaan jou huwelik doodmaak. Dit gaan jou reputasie doodmaak. Dit gaan jou verhouding met jou kinders doodmaak. Dit gaan jou verhouding met ander mense doodmaak. Dit gaan jou toekoms doodmaak. Dit gaan ultimately en seker die heel belangrikste jou verhouding met die Here doodmaak. Dit gaan lei tot geestelike dood. So as jy nie hoogmoed gaan doodmaak nie, gaan dit jou op een of ander level in jou lewe doodmaak. So vandag wil ek met 'n baie spesifieke groep mense praat. Okay? Ek wil vandag praat met 'n baie selected groep mense. En hierdie groep mense met wie ek vandag wil praat, noem ek die big mense. Sien jy, big mense. Nou big is obviously 'n akroniem. So in elkeen van daardie 3 lettertjies van big staan vir iets anders. So wie kwalifiseer vandag as 'n big mens? In die vertrek of dalk as jy aanlyn ingeskakel is, wat is 'n big mens? 'n Big mens is 'n persoon wat 3 eienskappe in hulle lewe het. Nommer 1 is dis persone wat redelik daarin besittings in hulle lewe het. Jy het nice goed in jou lewe, redelik besittings. Die I staan vir invloed. Dis iemand wat 'n bietjie redelik invloed het daar in jou wêreld waar jy beweeg. Jy is in 'n posisie, jy is in 'n plek, jy het invloed in die lewe. En dan die G van big staan vir gesiene mense of mense wat aansien geniet. Jy's daar waar jy beweeg en in jou wêreld en in die wêreld jy's so 'n bietjie gesiene mens. Okay, mense kyk op na jou, het so 'n bietjie aansien daar waar jy beweeg in die wêreld. So dit is die big mense met wie ek vandag in hierdie plek wil praat. En as ek dan so vir 'n oombliekie net elkeen bietjie kan expand en bietjie kan unpack verder hierso, dan bedoel ek as ek praat van besittings, dan bedoel ek jy is iemand wat so bietjie meer hulpbronne het as die average persoon rondom jou, die gemiddelde persoon rondom jou. Jy het so bietjie meer hulpbronne in jou lewe. Mense ken jou nou nogals vir die stuff, vir die goedjies, die goed wat jy in jou lewe het. Okay, so daar is in jou lewe nou nogals baie opsies as gevolg van die hulpbronne wat jy het. Jy het meer opsies as die average persoon. En as gevolg van dit, hierdie besittings in jou lewe, het jy dalk meer geleenthede, jy het dalk meer gerief in jou lewe, wat ook al dit mag wees. Jy het so bietjie meer as die gemiddelde persoon rondom jou. En jy het dit dalk miskien omdat jy ongelooflik hard gewerk het. Jy het dit dalk miskien omdat jy in die regte familie gebore is. Jy het met 'n head start begin. Of jy het dit miskien ook omdat jy baie slim was en in die regte familie ingetrou het. Okay? Kyk, hulle sê mos is nie 'n skande as jou pa arm is nie, maar as jou skoonpa arm is, jy weet, dan is dit jou eie saak daai nie. Jy hoor dit partykeer mense sê dit, nee. So dis mense wat gesê het, nee, ek gaan definitief in die regte familie introu. So jy het so 'n bietjie meer hulpbronne as ander mense. Dis wat die B van big is. En het jy al gesien as jy meer as ander mense het, as jy baie besittings het of so 'n bietjie meer hulpbronne het jy al gesien. Mense wat baie daarvan het, se grappies is altyd snaakser as ander mense se. Almal lag vir iemand met geld se grappies. Jy al gesien? En almal wat geld het is nooit ooit verkeerd nie. Okay, hulle is altyd reg. Jy dink dalk, dis vir my snaaks. Oral waar kom is ek altyd reg. Ja, want niemand verskil ooit met jou nie. Want jy is die B, jy het dalk 'n bietjie meer besittings, nê. Dan die volgende ene is die I. Nou wat bedoel ek met die I van invloed? Die I van invloed beteken wanneer jy in 'n vertrek ingestap kom, dan let mense op. As jy in 'n vertrek ingestap kom, dan gee mense aandag. Want jy is die een wat die besluite neem. Jy is die een wat die cheque skryf. Jy is die een wat die bonusse bepaal. Jy is die een wat die team lei. Jy is die een wat die baas is van 'n afdeling of van 'n tak of jy's eienaar van 'n besigheid of wat ook al dit mag wees, nê. En mense is so bietjie meer versigtig vir jou want jy het nogals invloed. So dis die I, nê. Dis dalk 'n tweede groep mense hier. So dalk het jy nie die B nie, maar jy die I, nê. So dalk het jy die volgende ene. Jy's dalk 'n gesiene persoon, nê. Jy's 'n persoon met aansien. Wat beteken dit? Dit beteken dat jou opinie gewig dra, dalk meer as die gemiddelde mense om jou. Nie omdat jy baie geld het nie, maar dalk omdat jy baie slim is. En as jy in 'n vergadering instap en jy sit aan die punt van die tafel en draai almal se koppe na jou toe en hulle oë kyk na jou, nê, hulle soek die antwoorde by jou. Hoekom? Want jy dalk iets merkwaardigs in jou lewe bereik.
Jy het dalk miskien ongelooflike ervaring en kennis in dit wat jy doen. Jy het miskien dalk die regte connections, of jy dalk die regte familie in jou lewe, of jy beweeg in die regte kringe, maar wat ook al dit mag wees, jy's 'n redelike gesiene mens in jou wêreld, jy het redelik aansien. Nou wat is my punt met hierdie 3 dinge? Wat is my punt met hierdie big mense? En om jou te laat verstaan, of om dit met jou te deel, dat jy vandag een van hulle is. My punt is eenvoudig dit, as jy 'n big mens is, as jy sekere hoeveelheid besittings het, of invloed, of status, of jy's gesien, of jy het aansien, of wat ook al in die lewe, dan moet jy vandag kennis neem daarvan, dat jy in 'n kategorie beweeg, waar jy dalk meer 'n risiko gaan loop, om met hoogmoed en trots in jou lewe te sukkel, as die gemiddelde mens. As jy in hierdie kategorieë beweeg, gaan jy dalk miskien meer oop wees vir die versoeking van hoogmoed. Ek moet nou nie vandag hier sit en sê, ag weet jy wat Dawie, ek dink nie regtig ek is 'n big mens nie. Moet dit nie ontken nie. Moet dit asseblief glad nie ontken vandag nie. Jy weet, want ontkenning gaan niks help nie. Dis nie nederigheid om te sê nee, ek is nie 'n big mens nie. Dis eintlik net selfmisleiding, 'n self-deception, as jy dit nie vandag erken nie. So erken dit vandag en sê dis wie ek is. En dit is in die kategorie waar ek beweeg nie. Dink is belangrik, en ek dink die beste reaksie is eintlik maar om te sê, weet jy wat, okay, ek dink ek is 'n big mens, ek dink ek het hierdie 3 dinge in my lewe, en ek dink vandag besef ek, ja, ek het sekere invloed en sekere voordele in my lewe, sekere opsies in my lewe, en ek gaan dubbel seker moet maak, en dubbel die effort moet insit om seker te maak, dat hierdie grootste vyand my nie verloor nie, en my nie boetjie in die lewe nie. So hierdie boodskap is vandag vir al die big mense hier binne en al buite aanlyn. Nou weet ek, jy sit dalk vandag iemand en sê, ja wat, so hier kan ek nou uittap, hier kan ek uitcheck, ek is nie 'n big mens nie. Ek is nie een van die mense met wie jy praat nie. Wow. Voordat jy uittap, voor jy uitcheck, voor jy na jou happy place in jou gedagtes toe gaan, weet mense doen dit baie keer op Sondag, jy gaan na happy place toe. So moenie so toe gaan nie, bly nou eers vandag hierso in hierdie space. Het jy geweet daar's 4 biljoen mense op planeet Aarde wat as hulle vandag met jou moet paai kruis, as hulle vandag in jou huis moet instap, as hulle vandag met jou 'n gesprek het oor oor besittings of invloed of status of om gesien te wees of aansien jou lewe, as hulle met jou 'n gesprek rondom dit het jy geweet dat hulle jou sal beskou as 'n big mens, selfs al dink jy is nie een nie. Ek weet nie of jy weet nie, maar die helfte van die mense op hierdie planeet is mense wat met R50 'n dag moet klaarkom. Dis mense wat met minder as R50 'n dag moet klaarkom. Dis die helfte van die mense op hierdie planeet. Weet jy of jy geweet het nie, maar 1.4 miljard mense op hierdie planeet moet met minder as R25 'n dag oor die weg kom. $2.50 oor die weg kom. 1.4 miljard mense op hierdie planeet soos ek en jy vandag hierso sit. En dan praat ek nie eers van die situasie in Suid-Afrika nie. Praat nie eers van hoe swaar mense in hierdie land kry nie. So ek wil amper so ver gaan en vir jou sê, as jy vanoggend hier sit en hierna luister, as jy ingeskakel is hier, wil ek vir jou sê, ek glo jy is outomaties alreeds deel van die top 10% van mense in hierdie land van ons. En as jy by een van daai 1.4 miljard of 4 biljoen mense kom en sê nee, ek is nie 'n big mens nie, en met hulle gesprek voer, gaan daai mense vir jou sê, weet jy wat, rook jy jou kouse? Het jy gesien wat so opsies het jy in die lewe? Het jy gesien wat so voordele het jy? Het jy gesien wat so geleenthede het jy in jou lewe? Sien jy wat so invloed het jy of wat so aansien het jy in jou lewe? Kom loop 'n bietjie in my skoene. Kom 'n bietjie in my wêreld en dan kom check jy uit hoe dit lyk as jy nie 'n big mens is nie. Jy is baie meer 'n big mens as wat jy dink. So asseblief voor jy uittap. Ek dink almal van ons wat hier sit vandag is big mense, een of ander manier. Almal van ons. En die boodskap is dus vandag vir almal van ons wat hier binne is en vir almal van ons wat aanlyn ingeskakel is. Dis vir elke een van ons wat vandag hierso sit. Almal van ons wat bevoordeel is op een of ander manier. Dit wat jy, die wat jy ken, en deur dit wat jy doen, en dit wat jy weet, en die opsies wat jy in die lewe het, ensovoorts. En as gevolg van die feit dat jy 'n big mens is jy vandag in gevaar. Dat hierdie grootste vyand hoogmoed gaan probeer om jou remote in jou lewe oor te vat en jou te begin beheer, en wat hierdie grootste vyand in jou lewe gaan probeer om jou in 'n tronksel van trots in te kry en jou te vervreem van God, die Here,
en jou te vervreem van mense in jou lewe. So, vir die volgende tydjie in hierdie diens wil ek graag met jou 'n storie uit die Ou Testament deel. En dis regtig vir my 'n profound storie uit die Ou Testament. Dit is 'n storie wat ek baie van kinds af het ek hierdie storie eintlik geniet. Ek weet nie regtig hoekom nie, maar ek het hierdie storie baie geniet en ek wil dit graag met jou deel vandag. En as jy vandag 'n nuwe kerkmens is, iemand het jou saamgesleep vandag, iemand het jou hiernatoe genooi en baie dankie vir almal in ons gemeente wat iemand saamgenooi het vandag. Ons het gesê aan die begin van die jaar, it's not your party is ons tema, is ons visie vir die jaar. Dit beteken ons wat Jesus volg is nie gaste op 'n Sondag nie. Ons is diensknegte en die Here wil hê ons moet die gaste saambring. As jy nog nie iemand saamgenooi het kerk toe nie, nooi iemand saam. As jy nog nie iemand invite het nie, bring hulle saam volgende Sondag. Ons wil die huis van die Here vol hê. Ons wil sy party vol hê. Ons wil sy koninkryk uiteindelik wil ons vol hê en ons is onbeskaamd daaroor. Okay? So dis baie belangrik vir ons om dit te sê. So as jy vandag so 'n persoon is wat dalk hier is, dan dink ek jy's op die regte Sondag hierso. Want ons gaan uit 'n storie van iemand leer. Ons gaan nie verskriklik teologies raak en allerhande dogmatiese goed hanteer nie. Ons gaan uit 'n storie van iemand leer. En jy hoef nie eens Jesus te volg nie, jy hoef nie eens 'n kerkmens te wees om uit iemand se storie iets te leer nie. Okay? So dis wat ons gaan doen vandag. En ek sê storie, maar dis eintlik meer as 'n storie. Dis iets wat regtig gebeur het, dis 'n persoon wat regtig gelewe het en hierdie persoon se storie of event wat in sy lewe plaasgevind is in Joodse geskrifte gedokumenteer en later het hierdie Joodse geskrifte deel geword van die Christelike Bybel. Okay? So, wie is hierdie persoon oor wie ons gaan praat vandag? Kan ek 'n drumroll kry? Trrrr. Baie dankie Bronwyn vir daai poging wat jy aangewend het vandag. Somebody came to church today. Nebukadnesar. Dis nogals 'n interessante woord, nee. Jy kan nogals 'n bietjie jou tong knoop met hom nie. Amerikaners praat altyd van Nebuchadnezzar. Okay? Nebukadnesar. En Nebukadnesar was die koning van Babel of Babilonië, die Babiloniese ryk, en so 605 jaar voor Jesus Christus. Hy was die magtigste man in die wêreld gewees, die magtigste wêreldryk, het hy klomp lande ingeval en hy het hulle mense gevange geneem en hy het oorgeneem daarso. So in 605 voor Christus toe val hy die nasie van die Jode in, die Israeliete, en hy verower Juda en Jerusalem. Nou teen daai tyd was die Joodse koninkryk in 2 dele verdeel, 2 koninkryke. Die noordelike koninkryk, wat die koninkryk van Israel genoem was, en die suidelike koninkryk, wat die koninkryk van Juda genoem was. Die hoofstad van Israel was Samaria, en die hoofstad van Juda, die suidelike koninkryk, was Jerusalem gewees. So, hy val Jerusalem en Judea in die suidkoninkryk, en hy verower al die mense. Hy was baie slim gewees. Wat doen hy? Hy kies al die skerpste mense in die laai, al die jong manne wat best en brightest mense is, en hy vat hulle saam Babilonië toe, en hy leer hulle hoe om soos Babiloniërs te dink en soos Babiloniërs te loop en soos Babiloniërs te praat. Al hierdie klomp Jode. En een van die jong mannetjies wat weggevoer was, 'n baie bright jong man, is 'n man met die naam Daniel. Iemand al van hom gehoor? Yes, dankie. Daar's 'n kind wat daarvan gehoor het. Dan het hy ook Daniel se 3 vriende saam met hom weggevoer. Kan iemand vir my daai vriende se name noem? 3 famous vriende. Nee, dis nie Paulus nie. Is verkeerd. Okay. Wie is dit? Yes, daar's hy. Saterdag meelsak en appeltjie een hoog. Okay, so hulle is almal weggevoer. Sadrag, Mesach en Abednego saam met Daniel. So hy vat hulle soontoe en hierdie koning was 'n beautiful dreamer gewees, Nebukadnesar. Hy het die verskriklikste drome gekry. Ek weet nie wat het hy geëet nie, maar hy het gedroom in die nag hierdie ou. En hy kry 'n verskriklike ontstellende droom op 'n stadium en hy roep al sy waarsêers en voorspellers en uitleiers en al die mense roep hy na hom toe en hy sê ek het 'n verskriklike droom gehad en julle moet my kom help hierdie droom verklaar. En die mense slaan in sweet uit want hulle weet glad nie wat die droom beteken wat hy vir hulle sê nie en hulle stres en die koning sê ek is nou besig om dit te verloor. Jy weet, want ek wil weet wat die droom beteken en jy is useless en ons is op die taxpayers se geld hierso en wat beteken julle en al die goed. En uiteindelik kom Daniel daar tussendeur almal gestap as die een wat eintlik die baas is van hierdie ouens wat uitlê en hy sê ag okay, laat ek julle bail-out gee. Koning, ek weet wat jou droom beteken. Okay, en die koning vertel vir hom hierdie droom
En uiteindelik sê die koning, toe Daniël dit nou vir hom uitlê, toe sê hy, ag Daniël, dis wonderlik. Nie een van my raadgewers het se gode het hulle geantwoord nie, maar jou God het jou geantwoord. So weet jy wat, jy dien die God van die gode, so van nou af gaan ons almal jou God aanbid, die God van Israel. En jy almal is bly en dit is wonderlik. Toe gaan nou baie jare verby en soos konings maar doen, toe vergeet hulle van al hulle beloftes. Politici vergeet mos maar van beloftes, nê. So hy vergeet toe van die beloftes wat hy gemaak het en op 'n stadium begin dit weer oor homself gaan en Nebukadneser sê nou gaan almal my weer aanbid. En hier is die ou drie vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, en hulle sê, ons nie 'n manier wat ons jou aanbid nie. En hy gooi, hulle ken die storie, hulle gooi hulle in die vuurwind en als die fourth man in the fire, en die koning sê, okay, nee, ek het vergeet, die God van Israel is die ware God, en hy is nou die een wat in charge is. Nee, kom ons aanbid hom nou weer. So na dit alles gebeur het, julle ken hierdie, nee. As jy in die kerk groot geword het, ken jy hierdie. As jy nie kerk groot geword het nie, die Bybel het fascinating stuff en jy moet hom begin lees. Dis regtig cool. So die 25 jaar gaan omtrent verby. Dis toe nou omtrent in hierdie tyd so 580 jaar voor Christus. So dis voor die Nuwe Testamentiese tyd, nee. So daar kry Nebukadneser weer 'n droom. 'n Ontstellende droom. Wat is die droom wat hy gekry het? Voordat ons daaroor gaan praat, kom ons delf in die teks. En ek is in Daniël 4, dis in die Ou Testament, so Daniël 4, hoofstuk 4, vers 4 tot 5. So ek hoop jy het jou Bybel saamgebring en ek het vir jou gesê, ek gaan elke Sondag daaroor praat. Jy's 'n Christen, jy moet jou Bybel by jou hê. Soos 'n onderwyser wat nie 'n potlood by hom het of 'n rooi pen nie. Okay, hê jou Bybel by jou. Maar anyway, ek gaan jou uithelp as jy hom nie so het nie. So kom ons lees dit. Ek, Nebukadneser, was gerieflik en voorspoedig in my paleis. Ja, soos politici maar gewoonlik is, nê. En ons is die mense wat sukkel hier onder op die food chain, nê. So hulle stort in hotelle. Ek het toe 'n droom gehad wat my baie bang gemaak het. Ek het daar op my bed dinge gesien wat my onrustig gemaak het. Vertel hy nou vir Daniël, want hy weet Daniël is die ou wat hom kan help. En dan vertel hy nou hierdie droom vir Daniël, en ek gaan nie die hele droom lees nie, maar wat hy basies vir Daniël vertel is, hy sê, so kom ek vertel jou van hierdie droom. Ek het gedroom, ek sien die aarde, en ek sien oor die hele aarde hierdie massiewe groot boom, hy span so oor die aarde, en almal op die aarde kan hierdie groot boom sien. En toe kom daar 'n stem uit die hemel van 'n bo-aardse wese, dalk 'n engel of iets, en hierdie stem sê, kap die boom af. En daardie groot boom wat almal kan sien oor die hele aarde word toe afgekap en daar's net 'n stompie wat uiteindelik oorbly. En dan vertel hy hierdie volgende deel, Daniël 4 vers 17. Dit was die besluit van die bo-aardse wesens. Dit was wat die heiliges geëis het, sodat almal wat leef kan weet dat God die Allerhoogste regeer oor die koninkryke van die mense. Hy gee mag, en ek wil hê jy moet hierdie laaste vers onthou, jy gaan hom nog 'n paar keer vanoggend hoor. Hy gee mag aan mense soos hy wil. Hy kan selfs die geringste mense aanstel. En Nebukadneser vertel hierdie storie vir Daniël. Hy sê, dis wat die stem in my droom toe nou sê. En Daniël staan daar en luister na alles wat die koning sê. En hy word wasbleek in sy gesig. En die koning kan sien, Daniël is ontstel. En hy soos, okay, was daar nog iets? En die koning is soos, nee, dis pretty much dit. En hy soos, okay, ek het sit. Jo, okay. En die koning sê, Daniël, wat praat? Het jy al so 'n situasie gehad? Iemand sê vir jou, hoorie, ek moet vir jou iets vertel, jong, dat ek net sit. Jy sê, wat is dit? Julle ken die storie, nee. Die koning is soos, wat praat, dit kan nie so erg wees nie. Hy onthou, dis ou Nebi, man. So Nebukadneser, man, ek weet mos nou, ons sê die ding is reg, man, ons gaan okay wees. Nee, sê Daniël. Koning, weet jy wat? Ek wil die volgende vir jou sê, vers 19, lees ons hierdie. Daniël, ook genoem Beltsassar, interessante name in daai plek, was vir 'n hele ruk lank verbuisterd gewees, toe hy die koning se droom hoor. Hy's verbuisterd, hy's 'n bietjie dronk geslaan, hè. Hy was ontsteld. Sy's net verbuisterd, ou Daniël nie, hy's ook ontsteld oor wat in sy gedagtes opgekom het. Die koning sê toe, Beltsassar, jy moenie dat die droom en sy betekenis jou omkrap nie. En hy sê, nee, het krap my nie so om soos dit jou gaan omkrap nie.
Belshazzar het geantwoord, U Majesteit, ek wens die droom en sy betekenis het eerder met jou vyande gebeur. Imagine iemand sê dit vir jou. Hoorie, dit wat ek nou vir jou gaan sê, ek het so gehoop dit is eerder vir jou grootste vyande. En Nebie is soos, okay, so vir wie is dit? Hy soos, is vir jou. Koning, my lieflike, wonderlike, great koning, jy is die boom. En dis pretty much waar hierdie droom gaan. En die boom wat afgekap word, dis jy. Ek wens, dit is eerder vir jou vyande vir wie ek hierdie gesê het, maar jy is die boom. En dan gaan hy verder, en hy sê vir die koning hierdie in vers 24 tot 26. Hy sê, Majesteit, kom ek sê jou wat hierdie droom beteken. Dit beteken, dat God die Allerhoogste oor u 'n besluit geneem het. Hierdie is vir my nogals rowwe woorde, nee. God die Allerhoogste het 'n besluit geneem. En jy weet, ons kan partykeer so vasgeval raak op die vrye wil van die mens en die mense se samewerking met God of nie. Maar ons vergeet partykeer dat God is 'n soewereine God. En dit is 'n vreeslike kerkwoord, ek weet dit, maar soewerein beteken dit God is uiteindelik 'n alleenheerser. God besluit uiteindelik wat dit gaan wees. God is sovereign. God het 'n besluit geneem oor jou. Hy sê, u sal van die mense af weggejaag word en tussen die wilde diere van die veld moet gaan bly. Want hy sê dit vir die magtigste man op planeet Aarde in daai tyd, sê dit. Jy gaan weggedryf word van die mense af en jy gaan in die veld bly saam met die diere. U sal gras eet, ekskuus tog koning, soos 'n bees en die dou uit die lug sal op u val. 7 tydperke sal vir u verbygaan totdat u erken. Hoe lank gaan jy in hierdie situasie wees? Totdat u erken, God, die Allerhoogste, is wat oor die koninkryke van die mense regeer en dit gee vir wie hy wil. Sien jy, daar's daai woorde weer? Dat God regeer oor die koninkryke van mense en hy gee soos hy wil. Dat hulle gesê het, die boomstomp en sy wortels moet in die grond bly of oorbly, beteken so bietjie goeie nuus my koning, dat u koningskap weer sal terugkry. Maar daar's 'n condition, daar's 'n voorwaarde daaraan verbonde, sodra u erken dat dit die hemele is wat eintlik regeer. En ek dink daarso op hierdie oomblik het Nebukadneser gaan sit. En hy het vir mense geroep om hom te kom fan. OK, dit is nie goeie nuus nie. En ek wens ek het nie gedroom nie, maar nou was hy 'n beautiful dreamer. En wat dan volgende gebeur is, ek gaan dit nie lees noodwendig, ek gaan net vir jou vertel daarvan, is Daniël begin met die koning pleit. Hy begin by die koning soebat. En hy sê so, koning, jy het nou hierdie inligting, okay? Jy's 'n big mens. Jy's die original big mens. Jy het besittings, ek meen, jy het 'n koninkryk, jy het 'n empire, jy het nou, my eie land het jy nou vir jouself kom vat, die suidryk van Israel. Jy het invloed. Jy's 'n gesiene, die gesienste mens, die mens met die meeste aansien op planeet Aarde. Jy's soos die original big persoon. Maar my koning, asseblief, ek smeek jou, bekeer jouself asseblief van jou hoogmoed. Bekeer jouself van jou trots, jou egoïsme, jou selfgesentreerdheid, jou me, myself en I. Bekeer jou daarvan. It's gonna kill you. Gaan jou koninkryk doodmaak, dit gaan jou reputasie doodmaak, dit gaan jou doodmaak. Bekeer jou daarvan asseblief, sê hy vir die magtigste man in die wêreld. En miskien dalk net as jy vandag besluit om jou te bekeer hiervan, miskien dalk net mag die Here genadig wees. En miskien dalk net mag die Here miskien dalk sy plan verander. Miskien dalk net gaan hierdie goed nie met jou gebeur nie. Maar die condition daarvoor is dat jy jouself asseblief sal bekeer. En dit is nie asof Nebukadneser nie geweet het dat hy as koning moet homself bekeer nie. Want selfs in daai tyd, en Babylonië was 'n heidense land gewees, maar selfs Babylonië het sekere wette gehad wat hulle
as konings beveel het of vereis het om mense reg te hanteer. En een van die groot goed wat Nebukadneser sleg gedoen het, is omdat hy gedink het, hy is so groot en hy is 'n wonderlike koning, het hy die arme mense uitgebuit, hy die gemarginaliseerde mense onreg teen hulle gepleeg, en hy het hom sy power abuse. En dis een van die goed wat hy homself van moes bekeer hierso, wat Daniël vir hom gesê het ook. En hy het geweet dis verkeerd, want self sy eie wet het dit gesê. Daar's 'n kode, 'n wetlike kode, ons noem dit die kode van Hammurabi. Nou dit is ontdek in 1901. Weet nie wat ons die prentjie hierso nie. Julle sal sien dit is so 'n klipsilinder. En hierbo is 'n prentjie van een van die heersers daar van Mesopotamië. En hieronder sal julle sien is vergroot, hierdie gedeelte dis vergroot. En dan is hierso omtrent 282 Mesopotaamse wette wat op daardie silinder neergeskryf was. Hierdie ding is in 1901 is dit ontdek in Iran. En hierdie ding wat ons hierso sien is selfs 1100 jaar voor Nebukadneser al geskryf gewees deur koning Hammurabi. En ons het hierdie ding ontdek, so hy het presies geweet dat hy is nie veronderstel om hierdie te doen nie. En hy het ook nie 'n verskoning gehad nie, want hy het die God van Israel geken. Hy het lig ontvang. Hy was nie 'n heidense koning wat niks van God af geweet het nie. Hy het hoeveel keer gesê, hierdie God is waarlik die koning van al die konings. Hierdie God is waarlik die ware God bo al die gode, nee. Hy het dit geweet. En hy het hierdie wette gehad en nog steeds het hy gekies om homself nie daaraan te steur nie. En Daniel sê vir die most powerful man on earth, bekeer jouself. Kom tot inkeer en miskien ook gaan hierdie goeters nie met jou gebeur nie. So wat doen Nebukadneser? Jy sien, ek het laasweek vir jou gesê, ego is iets wat jy nie in die spieël sien nie. Hoogmoed is nie iets wat jy in die spieël raak sien nie. Gewoonlik, as jy dink jy het dit nie, het jy dit. Dis een van die toetse nie. Dis iets wat jy raak sien nie. Dis nie iets wat jy in jouself erken nie. Dis gewoonlik almal rondom jou wat dit weet. Jy's gewoonlik die laaste een wat agterkom, jy is 'n hoogmoedige mens. Hy was ongelukkig daar. So wat doen hy? Nebukadneser, wat gaan hy met hierdie inligting doen? Dis die vraag, kom ons gaan verder. 12 maande later, is 'n jaar later, het hy op die dak van sy koninklike paleis in Babel rondgeloop. Hy spog toe, ai julle. 'n jaar het verbygegaan en hier die ou het nou vasgehaak by dit. Hy spog toe by homself, ek het hierdie groote Babel met my eie mag as my koninklike tuiste opgebou om 'n teken te wees van my grootheid. Kyk net na hierdie wonderlike Babel, kyk na hierdie land, dis as gevolg van my. Klompie jare terug sit die ou in my kantoor, baie welaf persoon, beautiful sportsmotor staan in ons parkeerarea en die persoon sê vir my, Davie, ek is 'n self-made man. Met hierdie hande het ek alles wat ek het opgebou, sê die persoon vir my. En dis presies wat Nebukadneser hierso gesê het, nee. Ek is die man, ek het gearriveer. En die oomblik toe hy daardie doen, toe is dit asof as hierdie 'n fliek was, dan sit soos ek en jy wat sou gesê het, nee, moenie dit sê nie. Dis soos altyd in scary flieks, iemand wat die deur oopmaak en buite gaan kyk, waar is die krimineel? Soos bly in die huis, vrou. Hoekom gaan jy in die tuin in om te gaan kyk? Ek hoor iets, kom ek loop in die donker tuin rond. Dis altyd so stupid, nee. Dis soos, nee, what are you doing? Hoekom sê jy hierdie? En dan sien ons die oomblik toe hy dit sê, 31 tot 32, terwyl die koning nog besig was om te vertel, al hierdie goed te vertel en daar te praat oor, let's make Babylon great again, en hy gaan daar aan, toe sê hy, terwyl die koning nog besig was om so te praat, het 'n stem bo uit die lug gekom. Dis scary. Weet nie of jy al stem uit die lug gehoor het nie, maar Nebukadneser het. En miskien is die Here se stem uit die lug uit, wat sommer deur my vandag met jou moet praat en vir jou sê, koning Nebukadneser, hierdie boodskap is vir jou. Kom ons begin net gou en dat jy net verstaan vir wie jy is. Dis nie vir een of ander persoon nie. I'm talking to you. Jou koningskap word van jou weggevat. Wat 'n tragiese woorde is dit nie as die Here God dit vir jou sê nie. Ek vat jou koningskap van jou weg. Kan julle dink baie jare voor dit toe koning Saul van Israel dieselfde woorde gehoor het, Saul, ek vat jou koningskap by jou weg. Vat jou koningskap by jou weg, ek het 'n ander man gekies vir die job, nee. Dit is vir my die tragieste woorde hierdie. God sê ek vat weg, nee. Jy word van die mense al weggejaag en hier word die droom waar, hy hoor die woorde vir homself. Jy sal tussen die diere van die veld gaan bly. Jy sal gras eet soos 'n bees. Daar sal
vir jou 7 tydperke verbygaan totdat jy erken dat God die Allerhoogste regeer oor die koninkryke van die mense. Daar's daai vers, daai woorde weer en dit vir enige een gee soos hy wil. God sê vir Nebukadnesar, ou Nebi, jy's dalk 'n koning, maar jy's nie die koning van die konings nie. Jy het dalk klomp koninklike bevele en goed wat jy uit jou ego self uit vir almal dikteer in jou koninkryk, but I have the last say. En ek sê vir jou, as ek 'n bevel uitreik, oorskadu en overrule en override dit elke bevel wat jy in jou lewe uitgereik het en wat ek sê sal gebeur en dit sal gebeur wanneer ek sê dit sal gebeur. En dis wat daar plaasvind. En dan sien ons dit letterlike realiteit word. Die woorde was skaars koud toe dit so gebeur het. Want as God gesê het, hy gaan iets doen julle, dan gaan hy dit doen. As God gesê het, iets sal so wees, dan sal dit so wees. Nuwe Testament sê in Openbaring, hy sê, ek sal gee geopende deur en niemand sal hom toemaak nie. En ek sal 'n deur toemaak en niemand sal hom oopmaak nie. God is 'n sovereign God, nie? Nebukadnesar is van die mense al weggejaag. Hulle het hom weggejaag. Hy het gras begin eet soos 'n bees. Die dou het uit die lug op hom geval. Dis bad. Hy het ook in die Vrystaat gebly, die beeste as ons in die oggend injaag om gemelk te word, dan lê die ryp so op hulle, nê. Dan sukkel hulle maar om te loop. So dis bad, nê. Sy hare het so lank geword soos 'n arend se vere. Dis 'n grim prentjie hierdie, nê. En sy naels het soos 'n voël se kloue geword. Bad, nee, dis weird, dis 'n scary prentjie hierdie. En dalk sê jy, dis freaky. Dit klink amper half, kan dit regtig gebeur het? Ek weet nie of hierdie weet nie, maar dit waarna hy aangelei het hierso, ek het dit actually gaan navors, is 'n werklike geestestoestand wat in die wêreld bestaan. Daar is regtig so 'n sielkundige toestand, nê. Daar's regtig iets en ons noem dit boantropie of boanthropie. En dit is 'n sielkundige verstoring, letterlik, wat gediagnoseer word by mense wat dan glo hulle is 'n bees of hulle is 'n koei en dan lewe soos 'n bees in die veld. Dis regtig gediagnoseer by mense. En buitenbehalwe hierdie Ou Testamentiese geval van Nebukadnesar is die een wat die bes gedokumenteerde is in die UK gewees. Daar was 'n ou wat 5 jaar in 'n mental institution gebly het en dan boantropie gelei het, nee, boantropie. En hierdie ou is elke oggend deur die personeel uitgelei en hy het daar in die tuin gewy. Hulle het dalk nie baie geld aan tuindienste spandeer nie, ek weet nie, maar die gras geëet en die goed gedoen en dan in die aande het hulle hom teruggery stal toe, kamer toe en dan uiteindelik het hulle vir hom sy medikasie gegee en die oggend het hy opgestaan. Julle, dit het regtig gebeur hierdie. Daar is regtig so iets. So dis nie iemand wat 'n storieetjie in die Ou Testament opgemaak het, dis 'n mediese kondisie. Jy kan dit gaan Google, want alles op Google is mos die waarheid, nee, maar dis regtig so. En dis gedokumenteer in ander kulture ook, hierdie boantropie, nee. En dis presies waar Nebukadnesar gelei het en vir 7 tydperke sê, en ons weet nie was dit 7 dae, 7 maande, 7 weke, die meeste teoloë glo dit was omtrent 7 jaar gewees. 7 jaar wat hy soos 'n bees wy daar in die veld. Kyk wat hy hierdie Minamu siekte of wat ook al het. So dan die volgende, na hierdie 7 tydperke verby is, sê hy dan die volgende woorde, Nebukadnesar sê hierdie self. Kyk, dis tragies, ons lag, maar dis tragies. So hy sê, na hierdie tyd verby was, het ek, Nebukadnesar, opgekyk boontoe. Ek bet hy het dit gedoen. Hy sê hierso, ek het weer tot my sinne gekom. Ek het voor God die Allerhoogste gekniel en hom wat vir altyd lewe, geloof en vereer. Want hy regeer vir altyd en aan sy heerskappy kom daar nooit 'n einde nie. Almal wat op aarde woon, en is dit nou ons? Yes. Almal van ons wat op aarde is, nie, is niks in vergelyking met hom nie. Dis nou die magtige Nebukadnesar wat nou hierdie stories, hierdie woorde sê nie. Hy sê hy maak soos hy wil met die inwoners van die hemel en die wat op die aarde woon. Niemand kan hom teëgaan nie en niemand kan vir hom sê, wat doen jy nie? Toe ek tot my sinne gekom het, is my koningskap, my aansien en my eer ook aan my teruggegee. Ja, hy sê die Here maak soos hy wil op aarde met die bewoners van die aarde, maar sien jy die grace van God, hierso is my koningskap aan my teruggegee. My raadgewers en amptenare het my kom opsoek, hulle het hom daar in die veld gaan kry, nê. En ek is weer in my koningsamp herstel. Daar sien jy weer die woord herstel, nê. My aansien het selfs nog meer geword as van tevore.
As gevolg hiervan, loof en verheerlik en vereer ek, en sit nog werkwoorde in daarso, ek Nebukadneser, die koning van die hemel. Alles wat hy doen is waar en reg, en almal wat hoogmoedig is, verneder hy. Wat 'n skrifgedeelte, nee. So nou vra jy dalk, Dawie, wat het hierdie storie van 2.500 jaar terug met ons vandag te doen? Ek wil met al die big mense weer praat vandag. As jy redelike besittings het of redelike invloed, redelik in aansien is, en ek dink is almal van ons wat vandag hier sit en ingeskakel is. Uiteindelik moet jy een ding verstaan. En dit beteken een ding, en dit is, die lewe is nie 'n oefening in eienaarskap nie. Die lewe is 'n oefening in rentmeesterskap. Hierdie lewe waarin ons is nie een lang oefening in eienaarskap om soveel goeders te kry as wat jy kan kry in die eienaar en al hierdie big goeders in jou lewe in te trek nie. Dis eintlik een lang oefening in rentmeesterskap. Alles wat jy in jou hand vashou, of dit besittings is, of invloed, of status, of kennis, of wat ook al dit is, alles wat jy in jou hand vashou, Agape gemeente as 'n big persoon, is vir jou in jou hande gegee. Jy het dit nie self in jou hande gesit nie, al dink jy is 'n self-made man of woman. Jy het dit nie in jou hande gesit nie. God het dit in jou hande gesit, en wat God sê is, dis nooit regtig joune nie. Laat my dink aan daai Patek Philippe horlosies. Dit is soos die duurste horlosies in die wêreld. Rolex is soos 'n Lucky Packet horlosie teen dit. So Patek Philippe horlosies is die duurstes. Ek dink hulle begin by soos R500.000 een, maar hulle kan tot R5-6 miljoen gaan nie. En weet jy wat Patek Philippe se slogan? You never actually own one. You just take care of it for the next generation. Dis eintlik wat jy doen met daai horlosies. Hierdie is presies wat Nebukadneser hier geleer het en wat ek en jy moet leer as big mense. Dit wat in jou hand is nooit regtig joune nie. Dis deur God in jou hand gesit. Jy het die voorreg om dit vas te hou en daarna te kyk vir 'n tydperk. Jy het dit nie in jou eie hande gesit nie. Maar iewers gaan ons almal kubai sê. En iewers gaan daardie weer uit jou hande uitgeneem word en jy het klaar daardie vasgehou. En nog 'n ding wat jy moet onthou rondom hierdie is dat uiteindelik is elke een van ons aanspreeklik teenoor die Here vir dit wat ons gedoen het en dit wat ons gedoen het met dit wat hy in ons hand geplaas het. As jy egoïsties geraak het en selfgesentreerd geraak het en geglo dis als as gevolg van myself en my oulikheid en die eie ek en nie myself en I en ek het hierdie in my hand gesit en ek sal doen nie meer wat ek wil doen en ek is die eienaar van alles in my lewe, dan gaan die Here jou accountable hou daarvoor. Jy moet dit weet. En as jy dit gebruik het as 'n goeie rentmeester, gesê dis nie myne nie, dis in my hand gesit. Ek gaan humility aan die dag lê, nederigheid en hierdie doen soos die Here sê ek moet doen met dit. Dan gaan die Here jou eendag beloon daarvoor, maar jy is uiteindelik en ek is uiteindelik aanspreeklik vir dit wat die Here in ons hand gesit het. Hoe weet ek dat dit so is vandag? Ek vat jou na daai vers toe terug. Totdat jy erken dat God die Allerhoogste regeer oor die koninkryke van die mense en dit vir enige een gee soos hy wil. God is in beheer en die Here gee soos hy wil. Daai big goedjies. Hy gee besittings en invloed en status en aansien en kennis. Hy gee dit. En hy gee dit soos hy dit wil gee. En hy gee dit vir wie hy dit wil gee. En as jy dit het, is dit as gevolg van hom. Wat beteken dit prakties vir ons? Dit beteken as jy aan die tafel sit, aan die kop van die tafel sit en almal se oë draai na jou toe om die antwoorde by jou te kry, want jy neem die besluite en jy het die autoriteit om 'n klomp mense om 'n tafel te kry en vir hulle te samen en te sê hulle kom sit aan die tafel. As jy daardie persoon is, as jy die bestuurder is, die baas, die eienaar, wat ook al dit mag wees, of wanneer dinge begin goed gaan en jy begin agterkom, weet jy wat, dit gaan goed. Ek het daai multimiljoen-rand kontrak het ek geteken, ek het daai bevordering gekry wat ek gesoek het. Weet jy wat, ek klim in daai nuwe kar in wat so 'n splinte nuwe leerreek nog binne hom het, of ek stap in my mooi huis in, of ek kry die erkenning of die toekenning of die salaris word inbetaal of wat ook al dit mag wees, dan wil ek vandag vir jou sê, dit is in daardie oomblik, in daai moment, wat jou grootste vyand sy heel beste shot gaan gee en op sy heel hardste gaan probeer om jou te kry, om te glo dat dit alles oor jou gaan. Om jou te kry om hoogmoedig te raak. Om jou te kry op 'n plek wat jy sê, "Sjoe, maar ek het daarom maar 'n veer hoor.
I'm the man. I'm God's gift to the world. Oh Lord, it's hard to be humble. Okay? Wanneer jy in daai oomblik is, dan gaan die versoeking die grootste wees, die aanslag gaan die grootste wees om jou te laat glo, dit gaan oor jou, want as jy dit kan glo, gaan hy jou totaal en al floor en nullify wat tot daardie oomblik in jou lewe gebeur het. En daarom dus gaan jy in daardie oomblik jou beste poging moet aanwend, saam met die Here, om terug te veg teen hierdie grootste vyand en te sê, maar ek sê nee. Dit is nie as gevolg van myself nie. Dit is nie as gevolg van my goedheid of my wie ek is en wat ek het en wat ek doen nie. Dit is nie as gevolg van my dat hierdie gebeur het of dat ek hier is of hierdie besittings of invloed of status of aansien of wat ook al het nie. Dit is slegs as gevolg van die Here. Alle eer aan die Here. Die Latynse woorde soli Deo gloria, dis op die ou een randjie, die klein een randjie staan daar onder die springbokkie geskryf. Soli Deo gloria, aan God alleen die eer. It's not about me. Sy genade, sy goedheid, sy guns, sy glory is waaroor dit gaan. So hoogmoed, ek sê nee, ek gaan nie daarin. As jy by mense kom dalk miskien, jy voel ek is 'n bietjie 'n trappie hoër as hulle, ek weet so 'n bietjie meer, ek's 'n bietjie verder, wat ook al dit mag wees en daai selfde ding gebeur, dan sê jy nee. God almagtig regeer oor die koninkryke van die aarde en hy gee soos hy wil. En dit is as gevolg van hom wat vir my gegee het, dat ek het wat ek het. Dis hoe jy die grootste vyand vernietig. Alle big mense. Dis hoe jy die grootste vyand nek omdraai. Dis hoe hom Simbamba, daai storie draai sy nek om, gooi hom in die sloot, traps op sy kop, dan is sy dood. Daai julle daai. Dis nie net met Simbamba wat dit gebeur nie, dit met hoogmoed ook gebeur. Dis hoe jy hom doodmaak. Uiteindelik moet dit wat jy besit, jou nie besit nie. So ek wil afsluit en ek wil vandag vir jou kom sê in hierdie plek. Of dit nou jou staf is, jou goed, jou besittings, of dit is die invloed, of dit is die aansien wat jy geniet, die erkenning, die kennis wat jy het, wat ook al dit mag wees, hoe ook al jou big profiel lyk. As jy gaan begin groot kop kry oor daai dinge, as jy jouself gaan begin verhef oor daai dinge, as jy gaan begin hoogmoed kry en hierdie grootste vyand gaan laat begin wen in jou lewe, dan gaan hierdie lied van Oh Lord, it's hard to be humble baie vinnig verander na it's the final countdown toe. Want as jy nie gaan deel met hoogmoed en trots in jou lewe nie, elke gemeente hoor my vandag, as jy nie gaan deel met trots en hoogmoed in jou lewe nie, met die grootste vyand nie, gaan die Here daarmee deel in jou lewe soos met Nebukadneser. Ek sê nie wat met hom gebeur het, gaan noodwendig met jou gebeur nie, maar God gaan daarmee deel. En iemand sê dalk, nee, maar Dawid is 'n Ou Testamentiese beginsel hierdie. Dit was nou in die Ou Testament, so maar God is mos nou liefde, en God is mos nou dit en dat, en dit gebeur nie meer vandag nie. Jammer om jou babbel te bars, maar Petrus, een van Jesus se volgelinge, wat baie jare na dit gelewe het, omtrent so 500 jaar na hierdie hele insident gelewe het, hy wat saam met Jesus gestap het, wat na Jesus se teachings geluister het, skryf die volgende woorde in sy brief, 1 Petrus. Hy sê hierdie woorde, God weerstaan die hoogmoediges, ek het dit laasweek ook gekwout, maar aan die nederiges gee hy genade. So raai wat, dis nie net Ou Testamenties nie. Nie God ignoreer of God draai sy kop weg nie, God weerstaan jou. God is aktief besig om teen jou te werk as jy hoogmoedig is. Hy resist jou, elke poging wat jy aanwend, elke ding wat jy probeer, blokke uit. Hy sê maar aan die nederiges, die wat nie toelaat dat die grootste vyand wen nie, aan hulle gee hy genade. So wat moet ek en jy doen? Onderwerp julle daarom in nederigheid onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. God se ekonomie werk net andersom. Verneder jouself voor die Here en op sy tyd sal hy jou verhoog. En niemand gaan dit stop nie. Maar verhef jouself op jou tyd en hy sal jou verneder. Dis Nuwe Testamentiese beginsel. Petrus trek hierdie ding reg uit die Ou Testament in die Nuwe Testament in. En dis dalk omdat hy by Jesus gehoor het, toe Jesus gesê het, kom leer van my, Matteus 11:28, kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, dis Jesus se woorde. Kom leer by my, sê Jesus, ek is sagmoedig en nederig van hart. Petrus het dit gehoor. En dis hoekom hy dit neerskryf. Hy het dit self ook beleef, as jy onthou met die hele verloon storie. Hy het dit self ook beleef.
So wat sê ek vandag vir jou as jy besef, jong, hierdie vyand het in my lewe gewen, my besittings, my invloed, my aansien, hierdie goed in my lewe, my kennis of wat ook al, hierdie goed het eintlik so 'n bietjie gemaak dat die vyand in my lewe wen vandag. Dan wil ek vandag vir jou sê, vir Nebukadneser het hy dit ongelukkig te laat besef. Dit is nie te laat vir jou om dit vandag te besef nie. En soos Daniël gekom het en vir hom gesê het, my koning, bekeer jouself. Sien my vandag as jou Daniël wat voor jou staan, my gemeente. Wat vandag vir jou sê, bekeer jouself. Bekeer jouself van jou hoogmoed. Kom tot inkeer van daai trots en egoïsme en selfgesentreerdheid en me, myself en I. Bekeer jouself daarvan. Maak 'n U-turn. Draai om. Want die uiteinde van daai pad is die dood. As jy hom nie gaan doodmaak nie, gaan hy jou doodmaak. En wat sê hy hierso? Salig is die nederiges, want die wat nie is nie, sal verneder word. Dit is nie Jesus se woorde nie, dis myne. Salig is die nederiges, want die wat nie is nie, sal verneder word. It's going to happen. Hoekom? Omdat die Here jou haat? Omdat die Here sy mes in het vir jou? Nee. Hy kan nie toesien dat jy self-destruct nie. Hy is te lief vir jou om jou te los op die pad van self-destruction, om te sê, begaan maar in jou hoogmoed, ek gaan 'n briek trap in jou lewe, want jy kan nie daarop eindig nie. Vat eerder die pyn van restoration as die pyn van vernietiging. En die Here trap die briek in 'n mens se lewe. So wat moet jy doen? Nebukadneser se vers kan ons weer opsit, sy laaste verse. Sê dalk vandag besef hierdie ding is besig om my lewe te wen. Hy sê hierso, ek het opgekyk boontoe. Wil jy nie dit ook doen nie? Hou op om in jouself vas te kyk. Het jy geweet 'n oog wat homself raak sien, noem ons 'n katarak? Jy's blind as jy jouself raak sien, as 'n oog homself raak sien, is hy blind. Dis wat hoog moet doen. Kyk op boontoe. Dis wat hy gedoen het. Kyk op, kyk verby jouself, get over yourself. En dan sê hy, ek het opgekyk en ek het weer tot my sinne gekom. En my gebed julle is dat die Here ons vandag sal help om weer tot ons sinne te kom as 'n gemeente. En ek praat ook nie met almal nie, maar ek praat met iemand. Dat die Here vir ons sal help om tot ons sinne te kom en sê, jy is daai persoon hè. Jy's op hierdie pad. Dat ons tot ons sinne sal kom vandag. En dat jy vandag soos hy voor God sal kom kniel. Jy weet, dit beteken nie jy moet fisies kniel voor God nie, maar dat jy in jou hart sal kniel voor die Here. Ek, as my seentjies in die aand, as ek saam met hulle bid, dan laat ek hulle altyd kniel by die bed. Hoekom moet ons kniel? Dan sê ek, want dit is 'n posture voor die Here. En as jy op hierdie posture fisies staan, dan is dit vir jou hart makliker om ook in daai posture te kom. Ek kniel voor die Here. Maar dit beteken nie ek fisies noodwendig nie, in jou hart te kniel, 'n postuur van nederigheid na God toe te kom en sê, Here, ek het hierdie ding oor myself laat gaan. My besittings, my invloed, my status, my aansien, al die goed, Here, my kennis, my wat ook al die guns op my lewe, ek het dit so oor myself laat gaan. Here, ek kniel voor U vandag, ek is so jammer oor dit. En Here, ek kom op 'n plek waar ek sê, Here, ek gaan U loof en ek gaan U vereer, want U is die een wat uiteindelik alles laat gebeur vir my. Dat jy sal sê, Here, ek gaan dit wat U in my hand gesit het gebruik om U doel te dien. Nie my eie doel te dien nie. Here, ek gaan alles wat U vir my gegee het gebruik as 'n rentmeester en nie as 'n arrogante eienaar nie. Ek gaan dit gebruik soos U wil hê ek moet dit gebruik en ek gaan vir U al die eer daarvoor gee. Want dis wanneer U my gaan verhef en wanneer U vir my dit gaan gee wat ek eintlik so graag wil hê, as ek voor U kan buig. Julle kan na die volgende een toe gaan. Hy sê hierso, uiteindelik, ek Nebukadneser, ek wil daai gedeelte lees. Hy sê as gevolg hiervan, loof en verheerlik en vereer ek, Nebukadneser, die koning van die hemel. Alles wat hy doen is waar en reg. Almal wat hoogmoedig is, verneder hy. En wat jy moet doen is om net jou naam daarin te sit. As gevolg hiervan, loof en eer ek, Dawie, sit jou naam daarin, die koning van die konings. En weet jy wat, as jy dit vandag gaan doen, wat gaan in jou lewe gebeur? Hy gaan jou weer kom herstel. Hy gaan jou weer kom restore. En hy gaan vir jou meer gee as wat jy voorheen ooit kon gehad het. Here, baie dankie vir die woord. En dankie Here dat ons vandag kan besef dat U die koning van die aarde is en U gee soos U wil. En wat ons het ook al, Here, is omdat U dit vir ons gegee het.
En ek bid vandag, Here Jesus, dat U ons sal help om ons naam in daai blanks in te vul. Net as jy as gevolg van U is ek Dawie of ek Sunny of Jannie of wat ook al ons naam is, Here, is ek waar ek is en het ek wat ek het. Dis van ons wat dalk moet kniel voor U vandag, Here, en bely en sê, Here, ek bely my hoogmoed. Dis van ons wat moet bekeer voor U, tot ons sinne moet kom en wakker geruk word, Here. Dis dalk van ons vandag, Here Jesus, wat sê, kom herstel my asseblief. Here, ons hoef nie deur hierdie proses te gaan nie, ons hoef nie deur hierdie proses van vernedering te gaan nie. Ons kan vroegtydig hierdie exit point vat, Here. Maar as jy dalk van ons is wat klaar in hierdie vernederingsproses is, help ons om uit te klim, deur net op 'n plek te kom waar ek sê, dit is wie ek is en dit is wie U is, Here, en ek bekeer myself van dit. Ek onderwerp myself aan U, Here, en ek bly laag voor U totdat U my verhef in U kragtige hand. Help ons, Here Jesus, dat die grootste vyand in ons lewe die nekslag toegedien word. Ek bid vir 'n gesindheid van nederigheid in hierdie kerk, humility in ons gemeente, humility in ons harte. En Here, dat U in hierdie gemeente enige vorm van egoïsme en hoogmoed en trots sal uitroei met wortel en tak, want U is te lief vir ons, Here, om ons te sien aangaan na dead end toe. Laat ons bekend staan, Here, as die nederigste mense in ons wêreld. Ek bid dit vandag in die naam van Jesus. En as jy saamstem, sê saam met my. Amen. Mag die Here jou seën. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Dankie dat jy hier was. Volgende Sondag gaan ons afsluit met hierdie reeks. En as jy spesiale gebed dalk nodig het, ek gaan vra Charlene, julle van die intercessors wat hier is, kom asseblief vorentoe en kom bid saam met iemand. Dankie julle.